jy dit ken, weet jy presies waarna ek verwys. As jy die YouTube kinderkanaal aanbieder Juffrou Lientjie al gesien het, weet jy. Sy leer vir kinders baie goed wat die ma's en pa's nie eers weet nie. Ja, hulle is hier in die ateljee, Juffrou Lientjie en Retief van der Liefde. Hulle is toevallig in die eg met mekaar verbind, maar werk ook saam. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Dis lekker om julle hier by ons te hê. Hoor hierso, ons moet praat oor Juffrou Lientjie in lewende lywe. Goed. Waar het Juffrou Lientjie, wat vertel jy vir die mense, wat is dit? So Juffrou Lientjie in lewende lywe is 'n teaterproduksie waar Juffrou Lientjie optree vir die maatjies in lewende lywe. Wow. Ja. Waar kom die idee vandaan? So daar was baie aanvraag, maatjies wil nou vir Juffrou Lientjie ontmoet in die regte wêreld. Ja. So hoe doen mense dit nou? En ons albei het ook drama studeer en so. Ons het toevallig nie op universiteit, dan kan in tweede jaar as jy nou drama studeer, dan kan jy nou kies wat se vakke wil jy vat. Ons het besluit om nie kinderteater te doen in daai jare nie. Ons het ander goeters gedoen. Ons was te cool. Ons was heeltemal te cool. Ek het myself Marius gesien Wys, as jy wou Marius Wys wees, ja. en sy het haarself op Broadway gesien. Okay. Maar vandag, vanaf ons kinders het, ons is nou in die seisoen van ons lief hierdie. Ja, Maar in dit elk is mal geval, daaroor. toe bring ons 'n teater toe. Ja. Ja, ons het die hele YouTube ervaring verwerk in 'n intermediale produksie wat dan nou ja, voor die kinders lewendig is. Intermediaal. Ek het net standaard graad wiskunde op skool gehad. Dis 'n vreeslike Wat is intermediaal? fancy woord vir eintlik maar dis nou maar waar die media dinge konnekteer met mekaar, hande vat. Ja. So ons wou graag getrou bly aan YouTube en aan daai ervaring wat die kinders daar kry, maar jy moet dit nou in teaterterme verwerk. Ja. So daar's baie grafika en so wat dan nou jou herinner aan wat hulle sien in die liedjies en in die video's en so. Ja, maar aangepas vir die teateromgewing. Ja. En die karakters is nou lewendig en nou is hulle nie op 'n skermpie voor jou nie, maar nou praat hulle met die gehoor, die karakters want daar skerms op. Ja. En die karakters praat met die gehoor en Met my. en met Juffrou Lientjie. Wow. So dis nogal daar's baie interaksie wat gebeur. Lekker. Ja. As jy nou so terugkyk van waar jy begin het tot hoe ver dit nou al gegroei het, waar skryf jy die groei toe? Ek dink met hoofstroom of tradisionele media is daar baie keer versperrings of uitdagings om 'n video op die kassie te kan kry of 'n produksie teater toe te bring. Want jy het spesialiste nodig en mense se skedules moet ooreenstem en kreatiewe mense kan soms bietjie bots en dan is daar finansiële uitdagings ook. Maar in ons geval is ons getroud, so ons het nou maar dieselfde skedule. En ons is gelukkig dat ons vaardighede en talente vul mekaar lekker aan. So ek kan letterlik vir oggend 'n dientjie in die stort kry in my kop en dan teen vanmiddag is daar 'n rowwe weergawe op die rekenaar en ons het klaar begin dink aan hoe die video sal wees. So die proses is eintlik nogals baie maklik vir ons. Nie dat daar altyd inspirasie, elke dag inspirasie is nie. Jy weet mos maar hoe werk die kreatiewe ons kry brein. maar sulke Maar as dit daar is, kan ons droë dadelik spring. Ons kan iets maak daarmee. Ja. So en dan natuurlik ons het 3 kindertjies onder 5. So ons ken hierdie teikenmark baie goed. Ons ken kindertjies baie goed. 305. Ja. Ons weet wat se uitdagings is daar. Ons dat weet wat hulle moet leer. Ja. Ons weet waarvan hulle hou. Ja. Dis die punt, dis die punt. Nou hoor hierso, daar's nuwe ander karaktertjies soos jy nou sê, daar's karakters is net Juffrou Lientjie nie. Ja. Vertel ons van die ander karakters ook. Ja, so ek vertolk Frikadel en oom Nicolaas. Ja. En Frikadel is 'n handpop en hy's 'n 5-jarige kreatuurtjie. Ons maatjies wat kyk is 'n regte maatjie vir Kadel is regtig Maar hy's 'n kreatuurtjie en hy's gebaseer op ons seentjie wat 5 is, François. So dis vreeslik maklik om hom te vertolk. Want ek dink net heeltyd wat sal François doen in hierdie en dit is lekker die maatjies kan identifiseer met hom want hy baie keer in aardige maniere hoe hy goed uitdruk en hoe hy goed sien en die tipe van goed. Die teatervertoning is mense kinders wat die vertoning toe wil bring en jy vir 'n lientjie wil ontmoet en wil kom sien hoe dit lyk. Wanneer en waar? So ons het na elke vertoning 'n groet en ontmoet waar ons dan nou Juffrou Lientjie en oom Nicolaas en Frikadel 'n geleentheid het om foto's te neem saam met die maatjies en bietjie tyd met hulle te spandeer. En ja, dit is eintlik een van ons gunsteling dele van hierdie hele projek is om die mense te kan ontmoet en te kan sien wie is die maatjies wat eintlik die video's kyk. Nou wanneer is Juffrou Lientjie in lewende lywe en waar is dit? Ons het nou die laaste naweek wat verby is, het ons 4 vertonings gedoen by die AfriForum Theater. Ja. En ons het nou Vrydag en Saterdag
het ons nog 4 vertonings by Afriforum. Jy is lekker besig. Hoe is daai terugvoer? Jy weet die kinders nou daar staan na die ding. Wat sê hulle alles vir julle? Wat raak hulle kwyt? Vertel van die troeteldiertjies. Ja, ons het 'n troeteldierliedjie, so ons vra baie keer wie van die maatjies die troeteldiere en dan gee ek vir hulle geleentheid om nou te sê wat se troeteldier en wat is die name. Daar's baie oulike name wat uitkom en ja, dit is baie oulik. Ja, so juffrou Lentjie is baie in die gehoor ook. Ja. Dit sê want hierdie kindertjies wil ons nou sien in lewende lywe. So ja, dan vra sy nou vir die kindertjies maar ja, party van hulle sê vertel van hulle diertjies wat oorlede is en goedjies en oulike naampies. Jesus is Oulikste goedjies, ja. My jene. So die kinders deel hulle hele gemoed in die menswees met Ja, en gedurende die vertoning, hy sê, juffrou Lentjie, en hulle het iets baie belangriks om te sê en as jy nou hoor dan sê hulle, kyk my hangertjie. Hulle wil net vir jou wys baie oulik. Dit is so cute. Dit het jy by die wêreld van TV, sepies. Hoe is dit vir jou om in hierdie karakters, jy weet, oom Frikadel in te klim, teater te doen, kinderteater aan te pak? Ja, so ek het al 'n lekker paar rolle gehad en so en dit was baie lekker TV-wêreld's lekker, maar wat ek nou doen is vir my verskriklik baie pret en ek dink ek het my roeping gekry. Dit is kinder-TV is vir my vreeslik lekker. En dan ook om hierdie karaktertjies te speel. Dit maak my vreeslik gelukkig en dit is so lig en opbouend en positief en so en oom Nicolaas is baie op myself gebaseer, my pappa rol. Dit is soos as jy met kinders praat dat jy het 'n ander tipe manier hoe jy met hulle praat. Jy speel amper 'n tipe van 'n rol, jou pappa rol, né? En ja, dis maar die pappa. Hy's gebaseer op jou klassieke pappa. Ja, dit is lekker. Dit is ook altyd my lekker, jy weet, ja, dis vermaak en is lig, maar jy leer ook soveel lesse vir kinders. En ek dink daarmee is dit so mooi. Hoe belangrik is dit vir julle ook om seker te maak tussen die vermaak is daar ook duidelike lesse wat julle vir kinders leer. Wil jy omvat? Ja, dit is dis natuurlik belangrik. Ons probeer dit altyd invleg en ons noem altyd die sjokolade en broccoli voorbeeld. Jy moet kindertjies intrek met sjokolade, maar hulle moet daai broccoli kry. So ons vermom nou maar die broccoli met die sjokolade. So hier en daar sit ons 'n stukkie groente in, hulle weet nie eers daarvan nie. Ja, en ons baseer al die video's op hulle skoolgereedheid en wat hulle moet weet en wat hulle moet leer. So ons werk ook deur die kurrikulum en maak seker ons tref al die mylpale wat hulle moet bereik. Dis baie mooi. Ja, dit is mooi. Julle kanaal het soveel sukses. Dit groei so eksponensieel. Dit raak net groter. Wat is die magic? Wat is die magic om juffrou Lentjie so gewild te maak, dink julle? Ja, ek dink dit help regtig dat ons kinders het en dit help ook dat ek ervaring het as 'n kleuterskooljuffrou. So dit maak dit makliker om met die kinders te kan connect. Ja. En ja, ons het lekker Ons ken hulle baie goed. Ons weet dinosourusse, brandweerwaas. Dit is die goeters wat hulle interesseer, jy weet. Patrol. Ons weet wanneer skakel hulle uit en wanneer is hulle by jou, jy weet. So jy wil hulle by jou hou. Dis daar waar die aandag is, Ons toets ook op ons eie kinders, selfs met die vertoning. Hulle is altyd die gehoor, so ons kan sien, hierdie daar verloor ons hulle, ons moet bietjie hierdie aanpas. So ek dink dit help ons as ouers en ja. Wat lê voor vir julle? Waaroor droom julle? Wat wil julle nog bereik? Wel, toe ons nou die vorige keer met julle gesels het ons net ons juffrou Lentjie avontuurboks geloods. En dit het baie goed gegaan. So ons is nou besig om te werk met dieselfde my avontuurspan aan 'n nuwe opwindende projek, maar ons kan nie te veel inligting gee vir nou nie. Dis nog 'n verrassing. Ja. Maar ons het nog baie vertonings vir hierdie jaar, ons nog Bloemfontein en die tuinroete wat opkom en dan volgende jaar begin ons weer van voor af. En ek dink ons kykers sal bly wees om te hoor dat aan die einde van hierdie maand is daar 'n splinter nuwe lang Juffrou Lentjie video wat uitkom met nog baie nuwe liedjies. En frikadelpoppe. Ja, ons kry baie navrae oor frikadelpoppe. So dit is nou die volgende ding op die lys, hopelik. Dis 'n groot storie om poppe te laat maak en ek kan dink dit presies lyk soos die oorspronklike pop. Ja, so maar voor Kersfees. Ons beloof dis daar. Dis daar. Ons is so bly dinge gaan so mooi. Ons is so bly juffrou Lentjie, die kanaal het soveel sukses en dit gaan so lekker met die show. Baie dankie julle draai kom maak. Juffrou Lentjie in lewende lywe, dis op by die Afriforum Theater hierdie Vrydag en Saterdag. Dis reg. Dis reg. As mense wil vuislaan vir plekke daar nog. Ek seker dis baie vinnig baie vol. Dis al 'n bietjie vol, ja. Miskien kom ons arm draai. Ja, draai arm. Stel iemand skakel. Baie dankie dat julle by ons 'n draai kom maak het.
Alle sterkte en ons hou 'n oogie uit vir daai poppie van frikadel. Baie dankie Baie julle. dankie Ja, julle. daar sê dis dan ja, vrou Linkie. En Retief van der Liefde. Ons is nou weer terug.